the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses. Ek sê in die Volkskerk en vandag is 'n lekker dag wat ons weer gaan bietjie deel van die woord vandag. En weer op 'n pad wat ons moet weet dat dit is deel van die pad. Dat ons weet as ons 'n pad stap saam met die Here, sal ons altyd weet dat dis nie net vir ons nie, maar vir almal daar buitekant en almal wat na ons kom. Maar kom ons begin met ons vers vandag. Die vraag is, laat ons begin met die vraag. Die vraag is die volgende. To seek him in Engels, om hom te soek. En dat mense sal jou die vraag vra, hoekom moet ek hom soek? Hy sê die Here is dan daar, hy soek my. Die Here het jou uitgekies om sy genade vir jou te wys, om te sê, weet jy wat baie mense sê, ek het die Here gekies, maar hy het eers ons gekies. Hy het uitgereik na jou toe, sodat jy kan verstaan, dat jy die voorreg het om hom te leer ken en alles. Maar kom 'n punt wat jy hom moet soek. Daar kom 'n punt wat jy moet verstaan, to seek him. En ek wil hierdie stukkie vir ons lees uit Matteus 7 uit. Dis Matteus 7 vers 7 tot 11. En ek lees in die Engels. Hy sê, keep asking and you will receive what you ask for. Keep seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open for you. For everyone who asks receives, and everyone who seeks finds, and everyone who knocks, the door will be open. En dan sê hy 'n baie belangrike ding vir ons in vers 9. Ek gaan hom nou lees, maar ek wil gou praat net vanaand oor daai. So daar's 3 dinge wat ons moet doen. Ons moet vra, dis 'n instruksie wat die woord van die Here vir ons gee. Ons moet klop en ons moet soek. Want hoor wat sê hy binnekant. Hy sê, your parents, if your children ask a loaf of bread, you will not give them stones instead. Or, if they ask a fish, will you give them a snake? Vraagteken. Of course not. So, if sinful people know how to give good gifts to our children, how much more will our Heavenly Father give us good gifts to those who ask Him? So, baie mense sê, jy kan enigiets vra. Dis die vraag wat ook, kan ek enigiets vra? Yes, jy kan enigiets vra. Hy sê, maar as 'n skrif in die Bybel, julle het nie, want julle vra nie. En net daarna sê hy ook, en as julle vra, vra julle selfsugtig. God gives good gifts. Good gifts comes from heaven. Wat beteken 'n good gift? A good gift will benefit you and others and those around you. It will enhance people. It will excel people. A good gift is nie selfsugtig nie. A good gift is daar om te share. Ek vat 'n voorbeeld. As die Here jou, as jy klop en sê, Here, ek wil graag vrede in my huisgesin hê. Ek wil vrede in my eie lewe hê, Here. Die vrede wat U van praat, wat ons hoor van, dieselfde vrede wat Christus gehad het hy vir ons gelos. Sien jy waar kom dit inskakel? Nou moet ek gaan soek. Hoe kom ek by daai ding uit? Wat is daar wat my verhinder? En een van ons episodes praat ons van die krag van die kruis. Ek wil hierdie statement vir ons lees, en hy sê dit duidelik vir ons, hy sê dit mooi, dat ons kan verstaan. Hoor dit sê hierdie statement. Is net 'n statement. The beginning of seeking starts at the cross, and flows way past the cross, through the power of the cross, and the full work of the cross. Wanneer jy vra, soek of klop, hou die gedagte dat die krag van die kruis is wat jy die pad gaan wys om daar uit te kom, deur wat te doen, tyd uit te koop om wat te doen, om in die woord te kom. Iemand het iets so moois gesê eendag, hy sê, wanneer ek bid, tot die Vader, of tot God, of Jesus, en ek bid, prepare ek myself om wat? Ek berei myself voor, om te ontvang wat die Vader deur die woord vir my wil sê. Of dit 'n woord is wat 'n pastoor bring vir jou, of is dit 'n woord is wat jy self lees, of wanneer iemand vir jou 'n preek kyk, of iemand met jou gesels. Wanneer jy jouself in jou gebedstyds reg kry, ontvang jy wat die Here vir jou wil sê.
en met die krag van die kruis, en wanneer jy soek, onthou wat ons kernvers is, en jy vra vir die good gift, kry jy daai good gift, en ek kom terug na ons voorbeeld toe van vrede in jou huis, die vrede wat Christus gehad het. So ek wil net so bietjie van 'n twist vat, om te sê hoe die Here belangstel in ons, om ons verder te vat. Ek wil nog 'n skrifgie lees, en kyk wat sê die woord van die Here in 2 Petrus 1 vers 5 tot 9. Hoor wat sê die woord, hy sê, for this very reason, make every effort to add to your faith. Hoor mooi, make every effort, en daar is 'n skrif in die Bybel, met alles, jou verstand, jou krag en alles wat jy het. Hy sê, maak het om hierdie volgende lys goed, okay, buite voeg by jou geloof. So die geloof is die een pad. Onthou, geloof is getoets, dit word getoets, ons het 'n episode oor dit, asseblief, gaan kyk daarna, dit gaan jy net vir jou beter laat verstaan. Maar dit stop nie net by geloof nie. Te veel van ons het onsself geroof vir jare lank, omdat ons gestop het by geloof. Hoor wat sê 2 Petrus, wat sê hy daar? Hy sê dit duidelik, hy sê voeg dit by, en dan gaan nou kom by die lys, maar ek wil vir jou sê, as jy, hy sê, vers 8, hoor wat sê hy? Hy sê, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed of their past sins. Die lys wat hy van praat, hy sê duidelik vir ons om weer te sê, dis noodsaaklik om dit by te voeg, met alles wat jy sit, want dit gaan jy op die pad hou. En 'n increasing measure bedoel dat jy stop nooit om te soek, al het jy gevind nie. Daar's soveel openbaring in 'n vers, op die vlak waar jy is, wat jy wil hê. Onthou, hy sê keep knocking. Hou aanklop in die deur, van daai vrede wat jy wil hê, of die dieper vrede, en hy sê dit sal oopgemaak word, want dis 'n good gift. Daai vrede verander jou huis, verander jou, verander jou gemeenskap, verander alles om jou, verander jou uitsig oor die lewe. Maar hier kom die ding, en ek wil by 3 of 4 van hierdie woorde stop op die lys. Ek lees dit uit die woord uit vir ons. Hy sê, voeg die volgende by, hy sê, goodness, voeg dit by jou geloof. Hy sê, saam met dit, knowledge, saam met dit, perseverance, en dan sê hy, godliness, en dan mutual affection, en unmutual affection, die liefde. Maar ek wil stop by die eerste 4 van daai op ons lysie, en ek wil net gou vir jou wys, ons sê vandag, ja, goodness, dit is, ons het klaar 'n aspek van goodness, maar ons verstaan nie wat beteken die woord goodness nie. En ek het net bietjie gaan delf, om net bietjie te sien, wat is die diepte van die woord goodness? En toe ek hierdie lys begin vat, toe begin ek te besef dat die Here het 'n plan met ons, met jou en my, en nou verstaan ek weer dieper, hoekom hy 'n wild horse geroep het vir 'n wille tyd soos hierdie, maar die toom wat ons nodig het, met al die goed wat ons nodig het om die volgende uit te voer. Hy sê, heg die volgende aan wat? Aan jou geloof, die goodness. Hoor wat is die goodness? What is goodness? That which is pleasing and valuable and useful in excellence. Dit is wat het is. Dit wat hy sê, die goodness. Hoor wat sê hy, dis het verder. Hy sê, dis generosity, friendliness, dis beneficial, dis honor, dis integrity, is kindness, is mercy. Dis wat alles goodness beteken. Dis nourishment, dis quality, dis righteousness. Al hierdie goed val onder die afdeling van goodness. Dis 'n hele veld wat jy moet gaan en gaan opdelf en vir die Here sê, Here, ek soek, I am seeking you. Hy sê met alles wat jy, every effort wat jy het, gaan soek dit, nie net vir jou nie, maar vir jou huisgesin ook. En dis wat ons oor praat, ons as paas van die huisgesinne, die man van jou huisgesin, as jy nie kinders het nie, en jy en jou vrou, jy is huisgesin. Sy is jou helper, maar jy as koning moet leiding vat. Jy moet sê, weet jy wat, ek het hierdie vers vandag van Petrus, waar hulle sê, Here, ek moet gaan soek. Wat moet ek gaan soek? Die vereiste wat hy vra hierso. Want hy sê, hy waarsku ons, die Here sal nie iets vir jou beloof, as hy nie vir jou klaar instruksie gegee het met 'n belofte nie. Daar waar hy sê, kies lewe en dood. Hy sê, maar ek sê vir jou, kies lewe. Hy wys vir jou die pad uit.
Hy is die weg, die waarheid en die lig. En hier wys hy vir ons, hy sê, as jy hierdie goed doen, sal jy gevestig wees in wat? En dis ons vers 8. Ek sal dit gou weer lees vir ons. Vers 8, hy sê, wanneer jy hierdie goed doen, if you possess these qualities in an increasing measure, dit groei, dit gaan oor die groei, they will keep you from being ineffective and unproductive in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ons tweede een wat hy sê is die knowledge, wat ons by wil stop. En ons moet verstaan, having knowledge is so kritiek. Dit is die kern van alles, as jy verstaan. Kom ek sê gou vir jou, die betekenis van dit, van having knowledge, is mooi te kom om to be informed, to be learned, to be mastered of, to read, to be schooled, to discern, to feel certain, to get an idea, to grasp, to have pat down, to have information. Onthou, hy sê, heg nou in jou geloof, die hele geloofspad, dit wat ons oor praat, die krag van die kruis, dit wat jy in glo. Hy sê, sit die goodness by, die excellence, die najag, die purification, dit wat jy moet doen. Nou kom hy en sê, en sit die knowledge in, want onthou, hy sê, as jy hierdie lys goed doen, dan sal jy wat? Jy sal productive wees. Productive beteken, jy sal actief wees, jy sal effectief wees, om te doen wat jy moet doen, maar jy moet dit gaan soek. Jy moet dit gaan soek, hoe pas hierdie toe, hoe kry ek dit, is om te delf in jou woord, in jou stilte tyd, om te bid, en die Heilige Gees te vra, in jou lewe, hoe kan jy dit verander? Hy sê dan op die knowledge, wanneer jy by die knowledge kom, hy sê, die volgende by, onthou, wat is ons volgende? Hy sê, perseverance. So, perseverance is iets wat jy moet ook verstaan, wat, dis 'n deursetting. Dis 'n ding om deur te druk. Wat is perseverance? Hoor hoe mooi is hierdie. Hy sê perseverance is the steadfastness in doing something despite the difficulty, delay or setbacks in achieving success. Te veel van ons almal, ons is vinnig om te sê vir die volk van Israel, God se volk, hy sal het gemoun in die woestyn en hulle het dit gedoen. Moun is wat ons doen. As ons nie perseverance het nie, en hy sê dit weer, hy sê steadfast in doing something despite the difficulty. Die pad is moeilik, maar hy is moontlik, want die Heilige Gees sê nie op jou eie krag nie. Ons praat baie daarvan, omdat jy sê, ek gaan dit self aanpak, ons gaan fail. Jy kan nie op die vlees die pad pak nie, maar hy sê deur die krag van die kruis, die bron van die krag, die Heilige Gees, wat jou die krag sal gee, wat bo jou verstand is, sal jy deur hierdie goed kom, wat jy moet kom. Maar hoor mooi wat hy sê, heg dit aan, heg die volgende aan, en na ons perseverance, sê hy godliness, en godliness is, hy sê eers self-control, en dan perseverance, so self-control is waar ek wil stop. Selfbeheersing is een van die dinge wat baie van ons, ek dink, onderskat, en jy weet, ons het al gesels daaroor, en ons baie gesprekke daaroor, en openbaring om te sê, dat jou siel is jou mind, jou will en jou emotions. En wat beheer jou emosies? Wat help jou om te wen in jou emosies? En dis wat selfbeheersing is. En die Heilige Gees sê, nou dat jy die Heilige Gees het, om aangeneem het jy die Gees gekry van liefde, krag en selfbeheersing. So hoor mooi, liefde en krag. As jy self die liefde verstaan, en daar's krag, en jy die selfbeheersing, hoor het sê hy, wat is self-control? Wat ons met alles najaag en gaan soek. Self-control is the ability to regulate one's emotions, thoughts and behaviors in the face of temptation and impulses. Hoor mooi wat hy sê dis die ding wat jy die ability to regulate, dat jy nie in jou emosie val nie. 99% van ons, wanneer jy in jou emosies in beweeg, is jy totaal in die vlees. Dit kan nie goed uitdraai nie. Wat kan goed uit die vlees uitkom? Daar kan nie daar uitkom nie, jy kan nie wen uit die vlees uit nie. Self-control, val oor in 3 goed, impulsive control, emotional regulation, en delayed gratification. Daar is 3 groot woorde wat ek vinnig wil touch daarop, maar ek wil graag net weer herinner, onthou wat hy sê, wacht nou eens, dit is miskien baie om te verstaan, ek het nie die rest van die, ons gaan op die einde al die hele lys doen, en jy kan verder gaan kyk in 2 Petrus, hoe om dit by te pas, maar ek wil hierdie een sleutel, ons praat baie oor sleutels, wil ek vir jou gee om te sê, hoor mooi, hy sê, dit is in 'n volgorde geskryf, hy sê, voeg by, en al wat hy wil sien, hy wil 'n increasing measure sien, van die increasing measure gaan jou momentum gee,
En momentum is 'n getuienis, dis 'n monument. So M&M's, 'n monument, okay, gee vir jou momentum. Want jy kan terugkyk en sê, weet jy wat, ek het gegroei op daai stuk. Daai vers het my 'n stukkie laat groei in wat? In goodness, en perseverance, en self-control. En omdat jy gaan delf en jy kyk waar ouens foute maak. Jy kyk hoe die ouens in hulle emosies in konings beweeg het, of in hulle eie ambisie gegaan het. Dis hoe jy hierdie ding aan mekaar begin sit. En onthou, die kern sê dat jy increasing mense, jy moet beweeg. Ons praat baie daarvan, jy kan nie stilstaan nie. Wanneer jy beweeg en jy is nie meer honger nie, as jy nie beweeg in jou skrif of jy strewe na waartoe jy moet gaan wat die Here wil hê nie. Ons sal ook in een van ons episodes praat oor visie. Die visie, almal praat jou visie. Dis 'n visie is waar die Here jou sien. Die pad wat hy vir jou in die woord uitgeskryf het in die belofte. Sê hy vir jou as reeds 'n pad geskryf. Daai pad is vir jou geskryf sodat jy wat kan doen? Sodat jy daai visie kan kry om daartoe te streef. En met die hulp van alles wat ons bied en almal wat om jou is en hierdie wat ons oor praat, dat jy dit sal najaag met alles binne in jou. En onthou, jy kan niks najaag nie as jy uitgehonger is nie. Jy het nie gevoed nie, jy is nie gevoed in wat nie. In hierdie aspekte wat ons moet vorentoe gaan nie. Ons kom by self-control en ek wil graag hierdie net vir ons lees, om jy net 'n vinnige klein idee te gee dat die geheim is om dieper te gaan. Al jy dieper gaan is om te begin krap. Jesus sê self, hy sê, jy kan nie lewe net van brood nie, maar elke woord wat uit God se mond uitkom. En dis wat uit sy mond uit gekom het. In die begin het God gesê, en op die einde stuk het hy gesê, amen, het sal so wees. So alles wat hy hier sê, het 'n doel en 'n plan, en is in 'n volgorde geskryf. En as jy kan verstaan vandag, wat die volgorde is, en jy vat die Heilige Gees, wat jou leermeester is, en jy het mentors en deure en sleutels, ons praat baie daarvan, dan sal jy sien, jy sal vorentoe beweeg. Om te vra, is die begin van 'n verandering. Daar's geen dom vrae nie. Vra vir iemand, praat met hulle, sê, wat sê die woord? Gaan na jou pastoor toe, gaan na iemand toe wat die woord ken, gaan na iemand toe wat geestelike pad stap, 'n mentor, en vra, sê vir my wat sê die woord, dat hy jou 'n beginpunt gee. Maar jy kan nie net by hom bly nie, want onthou, dis sy openbaring. Die Here is agter jou persoonlike openbaring, hy wil 'n persoonlike groei sien op jou vlak. Dat jy ook nie sal kom waar hulle gekom het toe Jesus vir hulle almal vra, hy vra vir hulle, wie is ek? En hoor dat hulle sê, die een sê hy is dit, en die een sê hy is dat, maar toe Petrus sê hy is die seun van God, toe sê Jesus self vir hom, my Vader in die hemel het dit vir jou geopenbaar. Dis wat ons agteraan is, jou persoonlike openbaring van dit wat die Here vir ons verwag, wat ons moet bysit by ons geloof. Ek kom by self-control. Om jou impulse control, resistance to immediate urges. So, sal ek sê, drange wat jy het vir iets, al is dit vakansie hou, of al is dit om te slack, al is dit om geld te maak met greed. Hy sê selfbeheersing is dit wat jou emosie, die emosie trigger daai ding. Ouens wat wil weg, escape uit sy situasie uit, want hy weet nie wie hy is nie, en hy weet nie wie saam met hom is nie. Emotional regulation, managing your feelings, so they do not dictate your actions. Hoor hoe mooi sê dit. Hy sê selfbeheersing, wat jy moet gaan studeer, en wat jy kry by die Heilige Gees, onthou, dis 'n geskenk. That is a good gift. Father, how can I use a good gift? En jy weet, as ons vir 'n aardse mens, wat hy sê in ons kernvers, waar hy sê, hy sê vir ons, jy moet, as jy vra vir 'n vis, sal jy nie 'n slang kry nie. Iemand koop vir jou geskenk. Die geskenk wat hulle vir jou koop, is iets wat jy weet hoe om te gebruik. Die Vader doen dieselfde vir ons. Hy gee vir ons iets wat jy nodig het, maar jy moet gaan uitvind, hoe gebruik ek die ding? Hoe is ek effektief? Hoe gaan die ding almal verander om my en myself verander? En soos hy sê, die selfbeheersing, jy moet gaan delf van hom. Maar as dit 'n gift is, moet ons vra, Here, kan ek asseblief daai gift oopmaak? Here, wat verhinder my om in daai gift te lewe? Want hy sê, jy het dit gekry, liefde, krag en selfbeheersing. Dis iets wat ons gekry het. Delayed gratification is die ander ding, waar jy selfbeheersing nodig het. Hy sê, the ability to wait for a larger or more meaningful reward later, rather than taking small immediate reward. En ek dink so aan die lensiesop, waar hy sy eersgeboorte in 'n reg weggegee het, vir 'n honger. Hy het 'n urge gehad. Dit is in die begin van die woord. Dit is al van die begin van tyd af. Maar ons kom op die tyd, ons kry 'n sleutel en 'n geskenk om te sê, weet jy wat, ek kan hierdie goed byvoeg, want meeste van hierdie goed is daar. Het jy gehoor aan die einde van hierdie lys, as ek die hele lys gou vir ons net vanaand gelees, wat jy moet byvoeg is goodness, knowledge,
self-control, perseverance, godliness, mutual affection, en die laaste een is love. Love, hoor mooi, het ons gekry. Die eindpunt is liefde, dat jy effektief kan wees in die liefde van Christus, the mind of Christ, the ways of Christ, the footsteps of Christ. En uit daai liefde is waar die krag, die volle krag beweeg, want dis uit liefde uit, wat die kruis vir ons gegee was, is uit liefde uit, wat Jesus Christus vir ons gesterf het. Die liefde wat kan ons nie oorverduidelik nie, maar is 'n pad wat ek en jy moet gaan soek, ons moet klop, en ons moet vra, en ons moet kom. Hy gee ons die invitation, en onthou, hy sê, kom en vra. Julle het nie, want julle vra nie, en as julle vra, dan vra julle selfsugtig. Kyk vir die gifts wat nodig is. Kyk of ons hierdie in mekaar kan sit. Dit is so belangrik om te weet, dat ons as selfbeheersing, as ons by dit kan stop om te sê, dit is 'n key factor wat ons nodig het. Hy is reeds daar, maar ons moet hom activate. Hier is ons nog 'n ding, net om jou aspek te gee as 'n werkende selfbeheersing, voluit werk in jou lewe in. Hoor wat sê hy? Hy sê, trading our thoughts, this self-control, trading our thoughts and actions and behaviors for God's, bedoelende, ons eie begeertes, human desires, jou eie begeertes en alles, en jou aksies en jou gedagtes. Jy trade dit met selfbeheersing, dit is 'n trade. En onthou, dit is 'n law, dit is 'n wet wat daar is, nie 'n skriftelike wet in die wetboeke nie, dit is 'n soos swaartekrag, it's a law, dit is daar, as jy spring gaan jy af, dit is iets wat jou trek, daar is 'n exchange law, wat hy al sê, hy sê exchange, gee, kyk al, dis jou aksie, gee my gedagtes, Here, ek gee my gedagtes aan nie, ek wil nie my eie gedagtes hê nie, ek wil u gedagtes hê, dis die begin van selfbeheersing, dis die eerste stap wat jy neem. Ek wil so 1 of 2 versies vir ons lees, wat hy net praat oor het, as jy in volle aksie is van hierdie beweging, dit wat jy moet bysit, en wat hy praat van in Petrus. Kom ons begin by Psalm 119, vers 25 tot 32, en ek wil graag vir jou hierdie sê, hoor het sê, so hy sê, I lie in the dust, revive me by your word. I told you my plans, and you have answered. Now teach me your degrees. Help me to understand the meaning of your commandments, and I will meditate on it, your wonderful deeds. I weep with sorrow. Encourage me through your word. Keep me from lying to myself. Give me the privilege to knowing your instructions. I have chosen to be faithful. I have determined to love your regulations. I cling to your laws. Lord, don't let me be put to shame. I will pursue your commands, for you expand my understanding. Daar is een van ons powerfulste verse wat ons kan vat om te sê, Psalm 119, vers 25 tot 32, wat die hele ding opsom. Dis 'n persoon wat ingeskakel het en gesê het, weet jy wat, met alles in my Here, maar kyk na die geheim wat hy doen. Hy kom weer, Matteus 5 vers 3, waar hy sê, waar hy weak is, gee dit nog steeds vir die Here. Hy sê, I'm poor in my spirit, in 'n sekere afdeling, but teach me your ways. Leer my jou dinge, ek vra jou Here, hy vra, hy klop, hy soek, hy hou nie op nie, hy stop nie, en wanneer jy faal, en jy gaan faal, dis nie dat jy moet ophou nie, onthou jy moet groei, jy gaan foute maak, maar onthou hierdie dinge, sorry Here, help my Here, maar moet nou nie moetswillig gaan en het gebruik as 'n lisensie om net te doen wat jy wil doen nie, dis nie waaroor dit gaan nie, maar wanneer jy kom by 'n punt wat jy nie verstaan nie, dis wanneer die Here gaan kom en jou kom uithelp. En maar moet nooit in die trap trap waar die duiwel vir jou sê, jy kan nie meer nie, jy het gefail, jy is 'n failure. Jy is nie 'n failure nie, you're a work in progress. Amper soos daai coming soon by die konstruksieplekke. You're coming soon, daar's besig om te werk tot binne. Maar solank jy bou op die regte goed en nie begin aardse of sal ek sê vleeslike goed inmeng nie. Ek is dit nog so vers om te deel met ons wat ek graag vir ons wil deel. Dit sal wees Deuteronomium 11 vers 22 tot 26 en ek lees dit graag vir ons.
22, daar gaat ons. Hy sê, mooi, hy sê, be careful to obey all commands that I'm giving you. Show love to the Lord your God by walking in his ways and holding tightly onto him. Then the Lord will drive out all the nations ahead of you. For they are much greater and stronger than you, and you will take over their land. Whatever you set your foot on, that land will be yours. Your frontiers will stretch from the wilderness, en hy beskryf hoe groot dit is. En hy kom op die punt waar hy klaar beskryf het, in vers 25 sê hy, no one will be able to stand against you, for the Lord your God will cause those people to fear and dread you, as promised, wherever you go in the whole land. So wat hy daar vir jou sê is wat ons oor praat. Wanneer jy die goed begin doen, onthou ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die duiwelse planne. Onthou, hy sê jy gaan so sterk kan staan. Want wat sê hy vir jou? Want nou sê die Here ek's met jou. Daar's belofte op belofte op belofte. En die vyand wil ons weghou van die waarheid af, want die waarheid gaan ons vrymaak. En as hy ons weghou van ons skrifgedeelte in 2 Petrus, wat hy sê, voeg hierdie volgende by. Jaag dit na. Gaan soek dit met alles binne in jou. Alles wat jy het. En die Here gaan jou die krag gee om verby dit te gaan en verder te gaan. En wanneer jy begin op die blessing kan, en dis iets wat jy moet onthou, blessing flows where obedience begins. Blessing flows where obedience begins. En wanneer die blessing begin vloei, is wanneer jy begin op die blessing begin gaan. Dis nie 'n prosperity ding wat ek van praat nie. Hier praat ons van 'n verandering as jy. Onthou wat ons altyd sê, as jy verander, verander alles om jou. Ons kom aan die einde van nog 'n episode. Dankie dat jy saam met my gekuier het. Dis 'n kernvers. Ek gaan vir ons afsluit en uitvlei met gebed. Dat alle hierdie waarhede wat voor ons lê, dat dit nie sal verlore gaan nie. Dat ons regtig waarde in dit sal heg. En soos iemand wat regtig kos nodig het. Maar dat ons sal verstaan dat ons 'n groter plan is, net bekering. Daar's 'n groter plan om net jou selfsugtig 'n lewe uit te sorteer. Daar's iets groter. Dis wat hy sê vir ons hierso. Maar hierdie vereiste wat hy sê, lê swaar. En ons moet hom vat met wat? Met dapperheid. Om te sê, ons is meer as oorwinnaars en dat ons verandering kan bring. Kom ek lei ons uit in gebed. Vader, in die naam van Jesus, ons dank Here vir nog 'n voorreg en nog 'n tyd wat ons kan saam sit, Here. Saam met U, dat U vir ons die woord oopbreek. Vader, U sê vir ons moet soek. Here, U sê vir ons moet vra en klop. Ek vra, Here, dat elke ou wat vasgehaak het waar hy sit, dat ons sal begin klop en vra. Maar Here, wat U vir ons vandag wys in 2 Petrus, Here, wat ons kan besef, dit wat ons moet byvoeg, dat ons productief kan bly, en dat ons in Jesus Christus die knowledge, dit wat hy vir ons gedoen het, die power van die kruis, dat ons dit sal uitdra, nie net vir ons nie, maar dat die evangelie sal gaan waar dit moet gaan, dat mense gered kan word, maar dat ons ook op die pad sal bly, Here, dat ons nie vervalle sal gaan nie, maar Here, dat ons sal weet, saam met U, al die beloftes wat U vir ons gegee het in Deuteronomium, even dit wat U vir ons gegee het in Psalm 119, Here, dat ons hierdie beloftes sal vat, en begin op dit te sal staan, Here, maar en te herinner dat daar 'n beter pad vir ons. Here, dat ons in 'n oorwinning sal staan in daai afdelings, in al 7 daai punte, in goodness, in godliness, in perseverance. Here, veral maak vir ons selfkontrol oop, dat ons emosies onder beheer kan kry, dat ons nie so rond en heen en weer sal gegooi word, soos wat die woord sê nie, van links na reg nie, want ons het nie iets om op te staan nie. Vader, ek dank Here, dat elke deurbraak vir elke persoon sal lê, deur die Heilige Gees wat ons sal lei en vat want dit moet wees. Here, wees met elke man, elke vrou en elke huisgesin wat vandag sy hand opsteek, Here. En ek weet ons almal van hulle, en al sit jy by jou huis en jy steek jou hand op. Steek jou hand op as 'n teken om te sê, Here, vandag raak ek ernstig. Vandag besef ek, daar is ver meer van my kant af wat ek kan doen. Dis nie deur werke wat ek gered is nie, maar ek het 'n verantwoordelikheid om te staan en te doen wat nodig is, sodat U deur my kan werk, dat ek productief kan wees in dit wat ons moet doen vir U. Ek dank U daarvoor in die magtige naam van Jesus. En onthou daar buite, dit is 'n avontuur. Moenie dat dit vir jou 'n beslommernis raak nie. Dit is 'n leuen van die vyand. Daar's niks so lekker nie. En dis die einde van een van ons liedjies, ons theme song, wat hy sê die ware vryheid is om gelei te word na die waarheid toe, en van die rivier van bron van krag en liefde en vrede. En dis die geheim. En onthou, dit is 'n adventure. Ek wil dit in Engels so mooi sê, dit is 'n adventure. En weet jy wat, daar kom net goed uit. Laat die Here jou seën met elke good gift,
en wat ons die good gifts recognize en vra hom hoe om dit te doen en hoe om dit te gebruik. Ek groet julle tot 'n volgende keer, dan kyk ons weer lekker saam. Totsiens. Keep the trail clear.